Here, baie dankie vir daai blye versekeringe dat selfs wanneer ons val en struikel, bly U getrou. Vergewe U ons skuldes keer op keer. Al wat U vra is kom terug na my toe en kom toon berou oor dit wat jy doen wat verkeerd is in my oë. Here, ons dankie vir genade onbeskryflik groot. Ons dankie dat U elke oomblik van die dag met ons is. Selfs al gaan ons so op ons eie trant aan en is ons miskien partykeer selfs onbewus dat ons saam met U wandel deur die dag. En ook in die nag wanneer ons slaap, Here, wanneer ons nie eens weet dat ons asemhaal nie, Here, dan haal ons asem en ons harte bly klop, want U is in beheer en U is so by elke liewe mens op hierdie aarde. Dit is vir ons ondenkbaar, Here, dat U woord kan sê dat daar's nog nie eens 'n gedagte wat ons opkom of U weet al reeds wat dit gaan wees. Ons weet nie eens wat dink die persoon aan ons linker of regterkant vanaand nie, maar U weet. U ken ons bekommernisse, U ken ons vrese, U ken ons alles. Ag Here, dankie. Dankie dat ons net by U kan kom rustig word. Ook in hierdie week ook net kon tyd op sy sit net om te kom weer herinner te word, Here, dat ook het U ons nie wees agtergelaat nie. U het die Gees vir ons gestuur om ons by te staan, om ons te vertroos, om ons te bemoedig wanneer dit vir ons voel of dinge net vir ons te veel raak. Ons loof U ook daarvoor. Vra dat U ook nou die woord vir ons sal oopbreek, dat dit wat ons vanaand hoor vir ons betekenis sal hê, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar waar ons aan moet gaan werk, Here, as daar vir ons dinge uitstaan, dat ons regtig ook daaraan sal gaan werk. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Amper lees ek vir julle Psalm 73 en dan sou ek nou nie geweet het hoe hierdie preek gaan eindig nie. Ons lees vanaand daar uit Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7. Ons gaan daar die eerste 12 verse lees. Die rekenaar is maar bietjie stadig, so hy sal dalk nou opvang. Ek lees so lank vir ons daarso. Moenie oordeel nie, sodat oor julle die geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle die ander oordeel, sal julle ook geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle die ander meet, sal julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur, en moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê, dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan ander doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Dalk net weer daai eerste vers, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oordeel oor ander, sal julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal julle gemeet word. Tot sover. Dominee Andre het gisteraan vir ons so mooi gepraat, ook daar uit Matteus 6, toe hy gesê die lig van die liggaam is jou oog, en die bril wat ons baie keer moet aantrek. So as jou oog, wat jy by jou oog inlaat, is wat jy moet kies.
Jy moet kies of jy 'n bril gaan opsien wat dit gaan laat lig word om jou, of jy gaan moet kies of jy die lig wil uithou en die donkerte wil raak sien. Hierdie hele eerste stuk vorm 'n eenheid, hierdie eerste 6 verse. So die oordeel hoe jy iemand oordeel, dieselfde gaan vir jou geld. So wat vanaand se opskrif van die boodskap is wat jy saai sal jy maai. Dieselfde maat wat jy mee oordeel sal jy geoordeel word, en hoe jy ook ander mense meet, sal jy ook gemeet word eendag en voor die regterstoel moet staan. So, hoe jy ook al na iemand kyk, is hoe jy gaan bepaal oor hoe jy oor daai persoon voel. As jy 'n mieliepit plant, gaan daar nie 'n appelboom opkom nie. Wat jy insit en hoe jy na iemand kyk, is hoe jy daai persoon gaan beleef. So jy gaan moet kies, gaan ek hierdie persoon sien as iets positiefs, of iemand positief, gaan jy die goeie in daai persoon soek, die goeie eienskappe, of gaan jy so ingestel wees op die verkeerde goede raak te sien. Daar is 'n interessante eienskap wat die oog aan betref. Hulle sê dit skei 'n ensiem af wat isozyme is, wat die oog baie vinnig kan laat gesond word. So as jy 'n krappie op jou oog het binne 48 uur omtrent, dan sal hy heeltemal gesond wees. En hierdie selfde bakterie is wat ons ook moet hê in ons eie oë wanneer ons na mense kyk. Ons moet tot God bid dat hy ons oë gesond sal hou, dat die Heilige Gees wat in ons is, ons sal lei om die beste in mense raak te sien. Jy gaan moet kies om nie dadelik op mense se foute te fokus nie, maar op die positiewe dinge wat hulle wel doen. Ons sien dit so baie kere in huwelike en in beradingssessies, dat wanneer jy 'n paartjie kry wat regtig die huwelik is regtig in die moeilikheid, dan baie keer wat ek vir hulle vra is, vertel my net bietjie hoe het julle ontmoet. Want baie keer sal die persoon sê, Sunny was so wonderlik en sy het altyd die lekkerste koffie gemaak, of sy het altyd daai ding gedoen, en sê ek, maar doen sy dit nie meer nie, dan sê hy, nee, sy doen dit, maar in die proses begin 'n mens daai goed af van selfsprekend aanvaar, en jy begin fokus op minder goeie goede. Jy begin nou die kouse op die grond sien, of die nat handdoek wat daar op die vloer lê, en jy hang ook nie meer oor die bad se rand nie. Jy begin nou al hierdie negatiewe goede sien, en jy sien nie meer die wonderlike raak wat daai persoon eens vir jou was nie. En wanneer jy hulle help om eers weer dit in mekaar raak te sien, dan is dit wonderlik, want dan onthou hulle, hoekom het ons in die begin verlief geraak? Maar dit is die Satan se strategie om hierdie wiggies in te dryf, om hierdie klein goedjies in te bring, maar wat later as begin dit so skit, as hy eers so daai gleefie gekry het, dan druk hy daai wig in en dan begin hy hom skit, en dan naderhand raak dit een groot gemors. En ons moet bewus wees daarvan. Vanaand sê ook, haal eers die bal uit jou eie oog voordat jy voordat jy die splinter uit 'n ander se oog wil haal. Ons moet mense help en aanmoedig om op die regte pad te bly as hulle die pad verlaat. Maar ons moet nie net so fokus op hulle pad nie. Ons moet hulle sê, hoorie, so jy is dalk nie meer so gereeld in die kerk soos wat ons graag wil jy moet wees nie. Maar onthou dit, wat die stuk vir ons hier sê is, haal die balk uit jou eie oog uit. Daarom, jy moet altyd onthou dat jy self is nie perfek nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons medebroer en suster om te sê, hoorie, jy is dalk nie op die regte pad nie, maar so het ons daai verantwoordelikheid teenoor mekaar. Maar ons moet net so pas op dat dit naderhand nie vir ons 'n manier raak om agter ander se foute weg te kruip nie, want wat nou kan gebeur is, jy raak gemaklik in jou sonde, want jy wil die hele tyd daai persoon se foute uitwys, dat jy kan goed voel oor jouself. So jy gaan begin sê, gelukkig gaan ek nie so baie kroeg toe nie, of gelukkig vloek ek nie so baie soos daai een nie, of gelukkig doen ek nie dit en daai sonde soos daai persoon, en dan probeer jy skuil agter daai goede van ander mense, sodat jy kan
beter voel oor die eie sondes wat nog aan jou eie lewe kleef. So, ons moet baie versigtig wees dat wanneer ons iemand reghelp, ons dit net doen om hulle te wys daarop, maar dat ons nie net na hulle sal kyk nie, maar dat ons baie ook na onsself sal kyk. Want ons self het elke dag nog werk nodig en dinge in ons lewens wat aandag nodig het. En vanaand sien ons ook dat die gedeelte wat daar so eintlik vir my altyd so snaaks was hierdie moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. En dit alles vorm deel, hierdie eerste gedeelte so, wat dit hierso sê is hoe ons na mense kyk en hoe ons oor hulle praat en hulle sien. Dit wat heilig is, wat vir God afgesonder is, moet ons nie as onheilig sien nie, of hulle afmaak as sulke slegte mense wat goed is vir niks nie. Want ons moet onthou, God is lief vir hulle, God het hulle geskape. Hulle het dalk hierdie dingetjie wat dalk nie is soos wat jy dit wil hê nie. Almal gaan nie altyd optree op die manier wat jy graag wil hê hulle moet nie. Maar dit maak nie van hulle anderster en minder spesiaal in God se oë nie. En elkeen het sy wandeling met God en God kyk na daai persoon en hoe kan ek sê, hy oordeel oor waar daai persoon met hom staan. Hy kyk na hom, almal is dalk nie so geestelik, so verstaan nie daai ding so goed soos jy nie. En nou dink jy, o nee, wat is verby met daai ou ken glad nie die Bybel nie of wat ook al, maar op 'n ander deel van sy geestelike lewe is hy dalk weer ver voor jou. Miskien sukkel ek om te verstaan van 'n wegraping en vir iemand anders het dit al lankal ook gebreek, maar wanneer dit miskien kom oor die uitverkiesing, dan kan ek dalk baie meer daaroor sê. Ons moet nie dink dat ons almal moet die Bybel ewe goed verstaan nie. En nou verstaan daai persoon of hulle gee dalk 'n antwoord daar by die Bybelstudie wat nou nie so 100% reg is nie, en nou lag jy vir hulle. En hulle gee hulle beste en dis hoe hulle dit verstaan en ons moet simpatie hê en die mooi wat ek altyd geleer het is, moenie dadelik vir iemand sê jy's verkeerd nie. Sê eerder dis 'n interessante manier, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Want dan sal daai persoon gaan net daar gestop word. As jy hulle nou uitlag en sê, o nee, jy's nou heeltemal van die pad af. Verstaan jy, daai persoon probeer nog om hierdie ding onder die knie te kry. En nou moet ons nie sê wat heilig is sleg maak nie. Want dit is om dit voor die honde te gooi. En ook nie hierdie pragtige mense, die parels, hierdie wonderlike dinge wat hulle doen, voor die varke gooi nie. Ons kan mekaar so sleg sê, so afkraak. En dit is om hierdie goed voor die varke, hierdie wonderlike mense, jy gooi eintlik alles wat so goed is van daai persoon voor die varke, dat hulle dit sal vertrap. So, ons moet aanhou om die positiewe in mekaar te soek. Ons moet aanhou om die wonderlike vir mekaar te sê en mekaar aan te moedig. Ons moet weet dat ons lewens is soos 'n geur wat ons afgee. Vir die wat gered gaan word, gaan dit 'n wonderlike geur wees. Vir die wat verlore gaan dit nie 'n wonderlike geur wees nie. Dit kla hulle aan. Ons praat in die week, ek doen met die ander, dat ons is die gewete van die mense daar buite. So wanneer ons kerk toe kom, of wanneer jy op 'n Saterdag aand nie na daai vertoning toe wil gaan waar die drankies vloei en ek nie môre in die kerk gaan wees nie, dan kry jy baie uitgejou van die kant af. Ja, man, jy dink jy's beter as ons, of dit of dat. Eerder doen wat reg is in God se oë as om deel te word van die wêreld. Ons moet aanhou om eerder deur ons optrede mense na die Here toe te bring en om daai wonderlike geur af te gee, dat mense sal soek, maar ja, ek soek wat daai verhouding wat jy met die Here het. Ek wil ook meer van dit hê. Ek sien hoe kan jy opgewonde wees, al is dit hoe donker om ons, het jy nog steeds hoop, is jy nog steeds positief oor die lewe. En hou jy vas aan die Here, ek soek van dit, want ek het al alles probeer in my lewe bly 'n mislukking. So ons moet aanhou om daai geur te wees wat mense sal nader trek wat gered moet word. En nog 'n interessante eienskap van die oog is dat dit die vinnigste spier in die liggaam bevat. So wanneer jy
iets na jou te sien aangevlieg kom, kan jy jou oog baie vinniger knip as enige ander spier in jou liggaam wat jy kan beweeg. So mag ons ook ons geestelike oë vinnig toemaak vir die verkeerd in ander mense. Wanneer hulle 'n verkeerde ding doen, laat ons nie so daarop sal fokus nie, om die negatiewe dinge raak te sien, en eerder raak te sien die goeie wat hulle doen. Soos wat ek sê, daar's 'n fyn lyn om net 'n ding te laat gaan en 'n blinde oog te hou vir die verkeerd. Ons moet hulle daar reg help, maar nie so dat ons net naderhand niks meer kan mooi sien in hulle nie. Ons moet aanhou om met hulle te werk en nie op te gee nie. Romeine 15 vers 7 sê vir ons, aanvaar mekaar dan soos Jesus julle ook aanvaar het, tot eer van God. En Jesus het nooit opgegee met daai mense nie. Al het hulle hom gespoeg en geslaan, hom vals beskuldig, al daai dinge het hy nooit opgegee met hulle nie. Hy het aangehou om met hulle om te gaan en hulle te leer. En selfs dan in die kruis te sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So mag ons mekaar so aanvaar soos wat Jesus ons aanvaar. Hy weet ons gaan nie almal mooi kan sing nie. Hy weet ons gaan nie almal die woord ewe goed verstaan nie. Almal het hulle eie geestelike gawes en sit al die mics aan. Een van hulle, daar is hy. Kom ons probeer weer. Net eers 'n bietjie my beerings by mekaar kry, ekskuus. Ja, so ons moet mekaar aanvaar soos wat ons is. Ons moet nie die sleg in almal gaan soek nie. Niemand gaan sing soos wat jy sing of soos wat jy daarvan hou nie. 'n Ander ou gaan nie bid soos wat jy, hy moet al so en so wees. So elkeen van ons het ons eie maniere. Die Here het ons so aan mekaar gesit. En as ons dit begin sien in mekaar, dan gaan die wêreld 'n beter plek wees. Ek kan nie preek soos Dominee André preek nie, en vandat ek begin ophou het om so te probeer preek, het die wêreld vir my begin rustiger raak en
behalwe as die mikrofone en goed nie wil saamspeel nie, of mense in die banke kry krampe en ek dink dit is hospitaaltye of wat ook al, so ek het nou my 4 loop hierdie week met pressure gekry, lyk dit my, so, maar as ek nie dalk 'n ding doen soos wat Dominee Andre nie, ons kan nie mekaar vergelyk nie, daar gaan goed wees wat baie meer goed wat hy gaan goed doen as wat ek doen, maar dan sal daarom 1 of 2 goedjies wat ek weer kan doen, daar, ek kan die dromme speel en ek kan so bietjie sing, ek dink ons sit sy mikrofoon aan wanneer hy wil sing, so, as ons dit net aanvaar, en nie wil hê, ons moet presies dieselfde wees, die julle gaan goeie goed by hom kry, wat julle nie by my gaan kry nie, maar daar gaan wees wat ek kan doen wat hy nie, en as jy mens dit aanvaar, dan raak die wêreld 'n beter plek, maar wat ons nou doen is, ons gooi hierdie goed voor die varke en voor die honde, ons soek die hele tyd daai verkeer, daai een misstapie wat jy tree en dan is dit moeilikheid, dan is dit chaos, en nou sit jy en jy weet nie, hoe gaan ek nou hierdie ding regmaak, en hoe gaan ek hierdie situasie verander nie, want ek kan nie preek soos hy preek nie, ek kan gaan voor die spieël staan, ure en ure en ure, en ek gaan dit nie kan regkry nie, want die beste wat ek kan wees is ek dink ek het julle al die staaltjie vertel van die wurmpie, wat net geëet het, en hy wil ook soos daai swaaltjie gewees het en kon vlieg, en al wat hy moes doen toe hy na die wyse uil toe gegaan het, is die wyse uil het gesê, eet dit elke dag, wees die beste wurmpie wat jy kan wees, en hy het elke dag sy blaartjie geëet, en uiteindelik toe spin hy kokon, en toe hy daar uitkom, toe kon hy ook vlieg, soos die swaaltjie, dalk nie so hoog en so vinnig nie, maar hy kon vlieg, so, ons moet net geduld hê met mekaar, hierdie goed gebeur nie oornag nie, ons is nie onmiddellik perfek nie, ons gaan in elk geval op aarde nooit volmaaktheid bereik nie, volmaaktheid kom wanneer jy jou oë toemaak op aarde, of wanneer Here Jesus ons gaan omhaal, dan gaan ons volmaak wees, intussen is ons sondaar mense, maak ons foute, val en struikel ons, moet ons net sê, jammer, vergewe my ons, kom ons gaan aan, en dan is die wêreld 'n beter plek. Die tweede deel wat ons dan hierso gekry is gebedsverhoring. Gebedsverhoring wat sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Wat hierdie gedeelte vir ons sê, is dat jy kan nie net stil sit en hierdie goed gaan gebeur nie. Hierdie is al 3 van hierdie dinge is werkwoorde, vra, soek, klop, dit is werkwoorde, dit is dinge wat jy gaan moet doen. In 'n gebed is om na God toe te gaan en vir hom te vra om jou te help. Dis as te ware asof die Here ook nou vir ons wil sê, genoeg nou van hierdie ander negativiteit, van oordeel en van sleg dink en van fout soek in mekaar. Kom ons gaan nou oor na gebedsverhoring toe. Kom ons praat oor positiewe goede nou om hierdie gedeelte amper weer half af te sluit. Want God weet wat is die beste vir jou. En wat vir hom die belangrikste is dit wat in jou geesteswêreld, of jou geestes aangaan, jou geestelike dimensie. So wanneer jy vra, moet jy vra dit wat in lyn is met sy wil. Hy gaan nie vir jou 'n Porsche gee as jy gaan dink jy is nou beter as iemand anders of 'n Ferrari of hierdie aardse goede nie. Hy kan jou seën met dit. Maar as hy weet as jy vir daai nuwe kar bid, maar dit gaan van jou dink dat jy is iemand beter as wat jy wel is of wat ook al, dit gaan jou hoogmoedig maak, dan gaan hy dit dalk nie vir jou gee nie. Want God gee om oor jou siel en wat vir jou geestelik nie gaan laat skade lei nie. So kom ons kyk 'n bietjie, dink 'n bietjie terug na die verlede, jou verhoudinge met wie jy op skool, miskien het jy hierdie meisie gehad en ja, jy het dalk gebid, Here, mag hierdie nou die meisie wees en hou haar vir my en ja, ek gaan met haar eendag trou en jy bid, Here, hou haar vir my en dan na skool skei julle paai en die verhouding eindig en dan 'n hele paar jaar later dan kry jy die liefde van jou lewe. En miskien nou by een of ander reunie dan loop jy weer daai meisie raak wat jy gedink het daai tyd en so gebid het, Here, mag sy my vrou wees en mag dit die een wees wat ons waarmee ek vir ewig my lewe sal deurbring. En dan kom jy agter, joh, dit wat jy nou sien is nie die persoon wat jy
daai tyd in gedagte gehad het nie. En dan kom jy agter dat hierdie lewensmaat wat jy nou het, is eintlik soveel beter vir jou. Dit is die deksel wat op jou pot moet kom. En hierdie een vul jou so aan. Dalk het sy nie daai dimpeltjies of wat ook al nie, en soos wat daai een gehad het nie, maar wanneer jy deur 'n rowwe tyd gaan, wanneer jy finansiëel dalk heel onder is, wanneer jy plat en uitgeslaan is, was hierdie een wat die Here nou vir jou gegee het, die een wat jou deurgedra het, wat saam met jou sterk sterk gewees het vir jou, toe jy nie meer kon aangegaan het nie. En dan kom jy agter, maar Here, baie dankie, dat dit nie daai een was nie, niks teen daai een nie, maar sy sou nie by my gestaan het, soos wat hierdie persoon wat U my nou gegee het nie. So die Here gee ons gelukkig nie altyd wat vir ons vra nie, dankie tog. Partykeer is dit goed, partykeer gee hy vir ons en is dit goed, maar partykeer sê ons eerder, as jy so 'n bietjie in hindsight sê, hulle altyd is 'n goeie saai. Dan sien jy, nee, dankie tog, dit het anders uitgewerk. Dat ek nou hierdie paadjie moes kry en hierdie pad moet stap, want U weet wat is die beste vir my. En Jesus sluit dan af om te sê, doen aan ander soos julle ook aan julle self gedoen wil hê. En wie van ons wil iemand anders te gaan seermaak en nie self moet ons verstaan as daai goed terugkom na ons toe, dan kan ons nie vra hoekom gebeur dit met my nie. Want as jy gaan aanhou klippe gooi, gaan iewers te daar 'n klip terugkom, want jy gaan nie net staan en die hele tyd ontvang nie. Iewers te gaan dit terugkom na jou toe. So, doen aan ander eerder soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Want wat jy gaan saai, gaan jy maai. As jy gaan positief wees, as jy gaan iemand die hele tyd opbou met jou woorde, minder sleg sê, minder oordeel, dan gaan daai persoon net begin meer en meer floreer. Gaan hulle begin positief voel oor hulle self, gaan hulle julle beste vir jou gee, want jy laat my positief voel. Maar as jy die hele tyd sleg gesê word, of as al fout gevind word aan jou, dan gaan jy naderhand moed opgee, want wat help het ek probeer my beste gee? Ons as ouers trap baie keer in daai strikke. Ons wys ons kinders op, joh, jy het nou nie 90% gekry nie, of jy was nou nie eerste in daai wedloop gewees nie, of jy het nou nie dit so gedoen soos wat ek het wou gehad het nie. Naderhand maar voel hy kind, ek gaan nie eens meer probeer nie, want alles wat ek doen is, my pa sien in elk geval net nie die goed in my raak nie, ek kan niks goed doen nie, en dan gee hulle oor. So, ons gaan moet begin leer om ons die regte brille op te sit, die positiviteit bril op te sit, die mooie mense te sien, al irriteer daai een ding wat hulle jou doen, dalk die rook uit jou uit, maar die 50 ander goede wat hulle doen wat goed is, sien ons nie raak nie, want daai een dingetjie irriteer jou dalk. En ons gaan moet kies om daai bril op te sit wat daai ding uitblok, laat ons die mooi gaan raak sien in mekaar. En dan gaan die hele wêreld 'n beter plek wees. Dan gaan ons leer dat die Here het almal verskillend gemaak en hy is lief vir jou net soos wat jy is. Al wil daai ander persoon jou verander, dit gaan nie gebeur nie, want jy is wie jy is. Ons sê ook altyd vir die mense, as hulle voor die troue en goede weet, jy moet daai goede wat nou nie reg is nie, moet jy nou al uitpraat, want in die troue, dit gaan dinge nie verander nie, en het jy nie die reg om dit wat ek in die troue invat, nou te wil verander, want jy het my getrou net soos wat jy my gekry het, nou wil jy van my 'n mens maak wie ek nie is nie. So as ek snork in die aande, dan, dat stop laat, dan moet jy nou of my trou of my los, want ek kan nie nou my snork uitsny nie, jy kan my elke nou en dan in die ribbes slaan met die elleboog, maar dit is wat ek doen, ek snork, so aanvaar my soos wat ek is, en dit is baie keer moeilik. Baie keer moet jy maar hoor, daar is 'n paar dinge wat ons aan kan werk. Moenie dink jy is so perfek ook nou, dat jy geen foute het nie. So as iemand jou uitwys op ietsie wat jy verkeerd doen, of as jy weet jy het iets verkeerd gedoen, gaan sê jammer, en gaan werk aan daai ding. Maar, ja, moenie net aanhou om die negatiewe te doen nie. Moenie net aanhou om die negatiewe te soek nie, want dan gaan ons nooit vorentoe gaan nie. Ons gaan opgee, ons gaan moed opgee.
Ons voel partykeer so ook in gemeentes, dat hierdie ding werk nou nie, ons kan nou so aanhou op die negatiewe, kom ons kyk ook wat doen ons wat goed is, en ons werk aan dit, maar daai minder goeie goed, kom ons fokus ook daarop, maar dat ons nie ophou om die goeie goede te doen wat ons wel sterk in is, dat ons aanhou om daai goede te doen, en dat ons op hierdie minder goeie areas, dat ons daarop sal fokus, en daarom sal werk om dit op reg te kry. En bo alles daarom het ons die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees wat ons gaan help om dit te doen. Want ons is swak en nietige mense, maar die Heilige Gees is in ons om ons te help om beter te word en na meer te word, meer en meer na Jesus se beeld gevorm te word. Want dit is 'n werk wat hy binne in jou doen waarvan jy nie eers bewus is nie. Soos wat ek altyd vir julle op die voorbeeld gee van, ek was nooit baie lief vir diere nie. En vandag, gisteraand weer 3 honde bo op my en die kat wat so nie die hele aand. In die verlede wou ek baie kat samosas gemaak het, en nou is ek so lief vir die goed, jong. En iewers hoe dit gebeur, die Heilige Gees het iets in my gedoen, en my sagtheid gegee vir diere wat ek nooit gehad het nie. Agter in die agtergrond, dit het nie net so gebeur oornag nie. Iewers werk die Heilige Gees in elkeen van ons om ons te help om deur hierdie goede te kom. Maar vra ook daarvan, vra Here, ek sukkel met hierdie ding in my lewe, vra en jy sal kry. Is dit geestelik goed vir jou, dan sal die Here jou help daarmee. Soek van hoe kan ek 'n beter mens wees en jy sal dit kry, hoe om dit te doen. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Klop en vra Here, hou aan klop. My kinders moet ek omtrent die hoete druk, klop en alles, voordat hulle die garaasdeur vir my kom oopmaak, en ons sluit dit in die aande as hulle alleen is, sluit ons dit. Dan moet ek die deur afskop en die hoeters druk en goed is so. Partykeer met ons ook maar soos daai vrou wat sy aanhou by die koning, dat hy nader aan net gesê, okay, hierso is wat jy wil hê. So hou aan vra. Dit is ook wat by nou die aand se vas en bid uitkom. Vas en bid is 'n deurdruk, totdat jy daar antwoord kry. Dis 'n aanhou klop, dis 'n aanhou deurdruk om tot by die punt te kom, en of dit te kry waarvoor jy by die Here vra, of daai antwoorde ten minste te kry. En as jy dit nie kry nie, weet jy, die Here gaan vir jou iets beters gee. Want hy wil nie, hierdie ding moet nou kom nie, daar gaan iets beters oor jou pad kom. En glo daaraan, glo dat die Here hoor jou, en hy weet wat jy nodig het, voordat jy dit vra. Ek sluit vir ons af, en dan gaan ons nog 'n slotlied saam sing. Here, baie dankie vir u woord, dankie dat u ook vanaand met ons daar het gepraat het, Here. Ek wil bid dat ons sal oplet na wat by ons oë ingaan. Is dit negativiteit of is dit positief? En dat ons daai spiertjies sal gebruik wat die oë vanaf toe maak om die negativiteit uit te blok en die positiewe te meer te fokus, ons oë daarvoor oop te maak. Here, dat ons sal ophou mekaar met woorde en met dade seer te maak, dat ons sal ophou om daardie splinter uit 'n ander se oog te wil uithaal as daar 'n balk in ons eie oog is, Here. Want die waarheid sal ook uitkom, Here. Die waarheid sal ook bewys dat alles in ons eie lewens is nie pleis nie. So, Here, laat ons sal werk aan dit wat nie reg is in ons eie lewens nie. Here, ons wil vir u sê dankie ook vir hierdie week. Dankie dat u elke oomblik saam met ons was, en dankie vir die goeie boodskappe wat ons ook kon kry hierdie week. Dankie vir al die seëninge, en dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk en in ons woon, wat ons elke dag meer en meer na die beeld van Jesus Christus vorm. En ons sien so uit om eendag ook te sien, hoe sou ons gewees het as ons nooit die sonde gehad het nie, wat perfekte mense ons gaan wees in die hemel. Maar Here, dankie dat ons dit dalk nie al is nie, want dan sou ons al baie hoogmoedig geword het en ook 'n baie slaggate getrap het. Partykeer is dit goed om bietjie te val en struikel, om net weer te besef, Here, ons is nie perfek en wie ons graag wil wees nie. Dat ons nie te groot ding van onsself sal kry nie. Soos Paulus gesê, die goeie wat ons doen, dit doen ons nie so altyd so wonderlik nie, Here, maar dis juist daai slegte dinge wat so maklik gebeur in ons lewens. Net om ons nederig te hou, net om ons op die knie te hou en te sê, Vader, ons weet ons is ons swak en nietige mense, maar ons sien uit
na hoe u besig is om in die agtergrond met ons te werk en te sien hoe ons vorder ook in die lewe, in ons geestelike groei. Ons dank en ons prys u ook vir hierdie week en mag ons almal ook 'n wonderlike nagrus hê en 'n wonderlike week verder, totdat ons Sondag weer by mekaar kom. Ons eer en prys in Jesus se naam. Amen. Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.